And I believe, oh, that you start, you complete. From glory to glory, glory to glory, yeah. And I believe you never stop taking me from glory to glory, glory to glory. All I know is this, there's nothing that you miss. If it's not beautiful yet, it's gonna be. There's no fear of fire. Saad sien en mag jy jou saad seën en vir die Here sê dankie vir dit wat hy doen. Die Bybel sê dat wanneer ons gee, moet ons dit met opgewondenheid doen, moet ons dit met dankbaarheid doen dat ons aan hom mag gee. Want dit is 'n voorreg om aan die Here te mag gee. So ek wil vanoggend vir jou vra, kom ons bid net oor dit wat jy wil gee vanoggend. Dankie Vader dat ons saad in u koninkryk kan insaai. En dat ons kan weet, Vader, u is die een waarvan dit kom. Here, ons seën die saad. En ons seën elkeen wat gee. Here, en ons seën elkeen wat nie kan gee nie, Here. U woord sê dat u gee saad aan die saaier. En dankie dat ons kan weet dat u goed is. In Jesus naam. Amen en amen. Julle kan die offergawe opneem, dankie. Nou terwyl die offergawe opgeneem word en voor ons die kinders uitstuur, as jy jou Bybel by jou het, is jy welkom om saam met my oop te maak by Psalm 26. Ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na Psalm 26. Hopelik gaan ons een of ander tyd ons fiber in hê, dan gaan ons die internet gratis kan gee vir die mense wat kerk toe kom, sodat jy jou foon of jou iPad of wat ook al kan saambring en dan die Bybel op jou foon kan download en dat jy daarna kan kyk. Dis goed wat ons besig is om te bestudeer, maar ons wag so 'n bietjie vertel kom om ons fiber in te sit. Nee, Sean, ek pik nie op jou nie. Nee, ek pik nie op Sean nie. Sean werk nie vir Telkom nie. Ons het 'n fiber aansoek ingesit en toe sê Telkom vir ons
dat fiber bestaan nie in hierdie blok nie. nie in hierdie blok nie. Oral in Delmas, maar nie in hierdie blok nie. Ook spesifiek nie op hierdie hoek nie. So ja, ek en Sean het al lekker gelag en nog nie gehuil daaroor nie, maar ja, is baie snaaks. So ek wil net so 'n bietjie terugvoer gee oor die geboukoop. Al die kontrakte is geteken en dit sou munisipaliteit toe gegaan het in die week of in hierdie week, ek's nie heeltemal seker nie, en dan moet dit, as dit klaar by die munisipaliteit was, gaan dit blykbaar aktekantore toe, maar die prokureur sê vir my dat dis 'n baie interessante wêreld en tyd waarin ons bly. Een dag is hulle oop, die volgende dag is hulle toe weens COVID. So ons, maar ek wil net vir elkeen sê dat ons is in proses en alles is ingedien. Ons wag net die COC van die gebou is hierdie week wat verby is gedoen. So ons is in proses. So ek gaan dan vra dat die kinders vir my uitgaan na Kruiskids toe asseblief. Al die kinders. As jou kind nie wil gaan nie, dan kan hy maar bly. So, vir almal wat hier agterbly, sê saam met my, wax on, wax off. Remember, keep on breathing. Okay, so, net weer, wax on, wax off. Remember, keep on breathing. Okay, great. So nou het julle dit, ek sal later in die diens sal julle weet hoekom ek dit sê, maar ek wil vanoggend met julle, ek ry verlede week saam met Neil, ek het Neil in die kerk gesien, ry ons terug van daar ver aan die einde kant, aan die agterkant, daar van die Weskus af, en daai Karoo paaie is verskriklik lank en reguit. En ergens raak jou woorde ook min, en ek haal toe my Bybel uit en ek begin Psalm 26 te lees. En terwyl ek Psalm 26 lees, begin die Heilige Gees met my te deel oor goed wat hierin staan. En ek wil vir jou 'n paar verse lees van Psalm 26. Hy sê in vers 1, sê, laat aan my reg geskied, Here. Want ek was opreg in my doen en late losom, Cynthia. Ek het op die Here vertrou, sonder om te twyfel. Vers 2, toets my Here, en ondervra my, ondersoek my motiewe en my toegeneentheid. Want ek is gedurig bewus van die liefde. Ek het volgens u waarheid gelewe. Met leenaars gaan ek nie om nie, met skynheiliges gaan ek nie saam nie. Ek verag die byeenkoms van die bose mense en die goddelose sit ek nie. Ek was my hande as teken van my onskuld. Ek verskyn voor die altaar, Here, terwyl ek u danklied sing en vertel van die wonders. Here, u woonplek het ek lief, die plek waar u heerlikheid woon. Ek wil vanoggend vir jou vra, het jy die plek waar die heerlikheid van die Here woon nog lief? En sy plek is in jou hart. Maar sy plek is ook die huis van die Here, is ook die kerk. Is nie hierdie gebou nie. Hierdie is net 'n gebou. Die kerk is waar 'n klomp mense saamkom. So waar ek en jy vanoggend is kerk. En daar's 'n spesiale openbaring van die heerlikheid van die Here wanneer ons saamkom. Waar hy kom genees, waar hy kom red, waar hy kom lewe gee. Dan sê hy, moenie saam met sonde, ek gaan nou nie verder lees daai gedeelte, ek wil van vers 11 af lees. Sê hy, maar ek lewe in opregtheid, red my en wees my genadig. My voete staan vas op gelyke grond. Daarom prys ek die Here in die vergadering. Nou, ek wil vanoggend dit vir jou noem, dat Dawid staan hier en hy was onder aanklag gewees. Want dis in hierdie gedeeltes, baie van die psalms is geskryf toe Dawid deur Saul nagevolg is en dat hy onder aanklag is oor goed wat hy nie gedoen het nie. En nou skryf hy Psalm 26 en hy sê Here, ek staan in onskuld, maar ek word aangekla. En ek wil vanoggend met jou hieroor praat. Dan in vers 12, dan kom hy, dan sê hy, Here, maar ek staan op gelyke grond. En terwyl ek hierdie skrifgedeelte lees verlede week, besef ek, dis soos 'n waterpas. 'n Waterpas wys, Stefan, nog al my waterpas in my kantoor. Asseblief, ek het vergeet om hom saam te bring. Dis soos 'n waterpas. 'n Waterpas wys
of die grond waarop jy staan, of die plek waar jy is, gelyk is nie waar nie. Maar Dawid skryf in 'n sekere sin, sê hy staan waterpas. So 'n mooi prentjie. Baie mense dink dat as ons die Here aanbid, dan is hy hoog en heilig. Hy is hoog en heilig. Maar Dawid kom skryf iets en hy kom demonstreer iets hierso waar hy sê dat al is hy onder aanklag, baie dankie. Dat al is hy onder aanklag. Hierdie tafeltjie is nie waterpas nie. Ag my magtig. Daar sê. Nou sê waterpas. Jy sien, maar Dawid kom skryf hierdie psalm en hy sê, hy is onder aanklag. En dan kom sy in vers 2, hy sê, Here, toets my niere, toets my menswees, kyk of hier binne my hart iets is wat verkeerd is. En hy kom doen 'n interessante dinge. Hy staan in geregtigheid voor die Here. Hy staan in gelykheid voor die Here, want dis wat geregtigheid beteken, dis om gelyk te staan. So ek en jy, in verhouding met mense, weet jy wanneer jy gelyk staan met iemand. Maak nie saak van die sosiale of finansiële klasse waarin jy is nie. Jy staan gelyk met mense. Wie wat's interessant, ek het myself al gevind waar ek staan met mense wat in sosiale klasse baie hoër as ek is. Of in finansiële klasse hoër as ek is. Dan voel jy so half, wat is die regte woord? Jy voel so half minderwaardig teenoor hulle, nie waar nie? Maar op die ou einde van die dag is ons almal mense, geskep in die beeld van die Here. Maak nie saak hoe weet jy wat skei mense? Nie die finansiële of die sosiale klasse nie, dis hulle denkwyse. Jou en my denkwyse skei ons van mekaar. En Dawid kom praat hier eintlik oor sy denkwyse, hy kom openbaar sy denkwyse teenoor die Here. En hy sê, hy staan op gelyke grond voor die Here, want raai wat sê hy eintlik? Hy sê, Stefan, kom staan gou hier by my. Hy sê, staan vir my so en kyk vir my. Sien, hy's bietjie langer as ek. Nie waar nie. Ek is nog steeds sterker as hy. En slimmer? Nee, nie regtig nie. Hy's beter as ek in alles en ek celebrate hom vir die feit dat hy slimmer is, vinniger as ek en vraggies langer is as ek. Nee. Maar die feit van die saak is, maak nie saak of hy langer is as ek nie. Ek en hy staan op gelyke grond, nie waar nie. Daar's niks wat ons skei nie. Al wat ons skei is die feit dat ek sy pa is en hy my seun is. Maar ek en hy kan mekaar in die oë kyk, want daar's niks, daar's geen geheime, daar's geen vreemde goed nie, so ek en hy kan mekaar in die oë kyk. OK, so as ek so 'n bietjie hoor staan, jy moet nie dit doen nie. Dankie, gaan sit maar. Die ding is, Dawid kom skryf hierdie ding en hy sê, hy kyk die Here solidly in die oë. Want hy's nie geskei nie. Hy staan regverdig voor die Here. En raai wat gebeur? Wanneer ek en jy onder aanklag is, dan word ons geskei van die Here. Wanneer daar omstandighede plaas word ons geskei van die Here en voel ons dat ons is nie waardig genoeg om teenoor die Here te kyk. Maar Dawid kom skryf hierdie psalm en hy kom lê klem op hierdie, dat jy en ek moet eers reg wees voor die Here en dan reg wees voor die wêreld en nie anderste om nie. Want ons as mense is so, ons wil eers reg leef voor die Here, voor die wêreld en voor mense en dan voor die Here. Maar eintlik moet ons eers reg wees voor die Here en dan voor mense. Hy kom praat hier in hierdie psalm, hy sê, hy is getrou. Julle, dit voel mos so 'n bietjie arrogant as hy sê, man, ek staan gelyk met die Here, ek is getrou voor die Here. Daar's niks tussen my en die Here nie. Dit voel so half arrogant, want ons word nie groot met hierdie denkwyse nie. Ons word groot met hierdie denkwyse van, ek is minderwaardig teenoor die Here, want hy's net te hoog en net te heilig vir my. En is niks afbreekend van sy heiligheid nie, maar ek en jy is deur die offer van Jesus Christus genoeg om voor God te verskyn en op gelyke grond met hom te staan. En dis wat Dawid vir ons kom demonstreer. Hy sê, hy's getrou voor die Here, en eintlik kom sê hy, dat die wat God se woord ter harte neem, die wat Jakobus van praat, wat hoor en doen, is geregverdig en staan op gelyke grond. Want Dawid sê, hy staan op gelyke grond voor die Here, want hy hoor wat die Here sê, hy hoor wat sy woord sê en hy doen dit. Maar hy kom praat van sy integriteit. Nou,
As ek vandag hier staan en ek vertel vir julle hoe oulik is ek en hoe my integriteitsvlak lyk, wat gaan jy dink van my? Jy gaan dadelik dink, hel maar, hy is hoogmoedig. Nie waar nie? Kom man, wees net eerlik. Jy kan my so 'n bietjie saam praat, hoor. Julle gaan dink ek is arrogant. En ek is so 'n bietjie hoogmoedig, né? Dankie. Maar hy kom skryf hierso, hy sê, hy het integriteit en hy het vertroue om die Here se woord voor oë te hou, heel eerste. En ek wil vandag met jou praat oor klem. Die klemverskywing van die Here eerste stel, en dan mense, dan die wêreld. Hy kom praat in hierdie psalm en dan sê hy, genade en liefde bring die balans. Want as jy hierdie psalm gaan bestudeer, dan praat hy van, hy staan op die wipplank van genade, geopenbaarde genade. Nie net die woord genade nie, geopenbaarde genade. Weet julle wat geopenbaarde genade beteken? Dit beteken, jy weet wat die Here vir jou gedoen het, besig is om vir jou te doen en vir jou gaan doen. Jy weet dat niks wat jy doen kan jou skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is. Dan sê hy die liefde, genade en liefde bring 'n balans. En as ek en jy dit kan regkry soos 'n Dawid, dat genade en liefde ons balans raak, dan kry ons vrymoedigheid. Want genade en liefde in enige verhouding bring vrymoedigheid. Dawid skryf in die boek skryf Lukas, dat in Lukas 6, dan sê hy, Dawid het in die heilige plek ingehardloop, hy het die toonbrode gaan haal en dit geëet, en eintlik sou die Here hom doodgemaak het. Hy het eintlik doodstraf verdien daar. Hoekom het die Here hom nie doodgemaak nie? Hy staan op gelyke grond. Hy staan in waterpas met die Here. Hy staan op die balans van genade en liefde. Hy weet hoeveel genade hy nodig het vir vandag. Hy weet ook hoe lief die Here hom het, selfs in 'n Ou Testamentiese konteks. En as ek en jy dit moet oorbring Nuwe Testament toe, dan moet jy en ek besef dat Jesus het gesterf en opgestaan om vir my en jou balans te bring voor God. Hy is Immanuel, God met ons. In genade, ons moet leef in geopenbaarde genade. Ons moet leef dat genade ons fondasie raak en nie iets vreemd is vir ons as mense daarvan praat nie. Genade is nie tradisie nie. Genade is nie gemak nie. Genade en liefde is balans. Want dit lei na vrymoedigheid toe in die Here. En ek en jy moet besef dat wanneer ons op dit staan, dan staan ons in geregtigheid, gelyk voor God. Want geregtigheid bring vryheid en vrede. En Dawid kom skryf hier aan die einde, dan sê hy word aangekla, maar hy weet wie hy hier binne is. Hy weet wat hier binne aangaan in sy hart. En hy sê dit ook vir die Here, Here, toets my nie, Here, toets my, deursoek my. Kyk of daar enigiets fout is. Jy kan Psalms gaan deurlees, Dawid bid dit baie, en dan sê hy, Here, deursoek my, en kyk of daar enigiets slegs is in my. Wanneer laas het jy vir die Here gevra, Here, deursoek my hart. En kyk of daar iets is wat tussen my en U staan. En kom verwyder dit. Dis soos klein klippies in jou skoen. Iets wat jou irriteer moet verwyder word. En die Here wil vir jou en my op gelyke grond bring. Jy sien, Psalm 26 sê hy dat hy word aangekla, maar hy herinner hom aan wat die Here in sy lewe kom doen het. En ek en jy deur aanklag en omstandighede moet onsself altyd herinner aan die geopenbaarde genade en liefde van die Here vir ons lewens. Ek en jy moet weet wat ons goddelike identiteit is. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring. Hy sê, ons is vry. Ons is vry om in goddelike identiteit te staan. In die fliek Karate Kid, is Mr. Miyagi besig om vir Daniel LaRusso 'n les te leer. En Daniel LaRusso het gekom om karate te leer. Onthou jy, wie van julle ook al die fliek al gesien het? Die ding is baie oud, hoor. En hy kom eintlik vir karate klasse, want hy wil eintlik die boelies voeter. En dan kom hy by Mr. Miyagi aan, en julle moet so lank die video vir my reg kry. Dan kom hy
by Mr. Miyagi aan en dan die eerste les is hierdie een. First wash all the car, then wax. Wax. But what do I do? I feel like, oh, Remember, deal. No question. yeah, but Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. Breathe in through nose, out the mouth. Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important. Wax on, Okay, almal, wax off. sê saam met my, wax on. Wax off. Don't forget to breathe. Very important. So ek wil vandag so 3 goed met jou deel, so 'n paar goed met jou deel. Wat ek en jy moet inoefen om gelyk te bly staan. En die eerste ding is, ons moet staan in goddelike identiteit. Jy moet weet wie die Here is. Jy moet weet wat hy jou geskep het om te maak en dit kos tyd by die Here. Dit kos tyd in sy woord. Dit kos tyd in gebed. Hierdie afgelope week het ons elke aand net vir 'n halfuur kom bid en na die halfuur dan smeek die mense wat kom saam bid. Kan ons nie net langer bid nie? Ek het aspres 'n halfuur gemaak want as ons by die huis bid, is 'n halfuur verskriklik lank. 5 minute is baie lank. Maar ek en jy gaan net vind wie ons is as ons tyd in gebed en in die woord spandeer om goddelike identiteit te kry. Want ek en jy het nie noodwendig die voorreg dat die hemel oor ons oopgaan en dat die Here sê, jy is my geliefde seun en wie my siele welbehae het nie. Daai geopenbaarde genade om jou identiteit te vind jy tussen die bladsye van die woord. Spandeer jy in tyd en gebed en aanbidding. En ek en jy moet daai goddelike identiteit ontwikkel. Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Dit kom deur herhaalde oefening, deur herhaalde dinge wat ons herhaal in ons lewens. Hoe lei jy jouself? Die tweede ding is, dat ons moet groei in ons inisiatiewe. Ons moet groei in ons die manier om 'n ander manier te kry om iets te bereik. As iets vir jou gewerk het tot op hede, en jy het jou goddelike identiteit gevind, en jy weet, dat hierdie dinge wat jy doen is alright, dan hou aan om dit te doen. Maar as ek en jy onsself bevind in plekke waar ons die heeltyd in omstandighede is, en in aanklag is, en in 'n plek waar omstandighede ons het, dat ons vergeet wat die Here sê ons is, dan moet ons 'n ander manier kry om hierdie doel te bereik. En ek en jy moet gewoontes aankweek in ons lewens, om by hierdie plek uit te kom waar ons waterpas voor die Here staan. Waar ons nie net hoor dat ons waterpas is nie, maar dat ons weet dat ons gelyk staan voor die Here. Die derde ding is, en dis 'n vraag wat ek jou wil vra is, wat is jou inputs? Wat is dit wat jy insit? Want dit wat jy insit, bepaal wat uitkom. As ek na Sasol toe ry, en ek gooi petrol in my karretjie, dan bepaal daai petrol dat ek kan ry. So as ek vuil petrol ingooi, dan gaan my petrolfilter opklog en gaan hy nie meer petrol deurkry. Maar as ek nou eendag by Sasol kom en ek sê vir die petroljoggie, gooi asseblief 50 ppm diesel in my 1200 Suzuki, dan gaan my kar se masjien staan. Dan het die input my kar doodgemaak. Net so met ek en jy. Besef dat dit wat ons insit in ons lewens, die effek daarvan gaan ons uitkry. Ek wil vanoggend vir jou vra is, wat sit jy in jou lewe? Wat is jou input? Die ding is, die wêreld sê dat jy moet fokus op die inputs, nie op die output nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat ek en jy as kind van die Here moet meer gefokus wees op die uitkoms as dit wat inkom. As ek die hele tyd pizza eet, burgers eet, fast food eet, chicken,
julle hier my help, ek weet nie wat se fast food daar is nie. Ek weet daar's 'n Steers en daar's 'n Debonairs en daar is Romans en daar was op 'n stadium 'n KFC in ons dorp. Daar is nog 'n KFC in ons dorp en daar's 'n Wimpy, né? As ek nie elke dag by hierdie plekke eet, gaan ek lekker rond en gesond raak. Maar die probleem is, ek en jy gaan die masjien ophou werk. Want ons het die hele tyd dit ingesit. En dis hoekom belangrik is om goeie kos te eet en gesonde kosse te eet. My vrou gee elke dag vir my shake, 'n veggie shake. Dis regtig baie lekker. En dan moet ek vir my ontbyt, want ek vas elke dag vir 16 ure en dan eet ek. So, dan moet ek my vas breek met my gunsteling ontbytkos, oats. Ja, ek sê dit met 'n smile, jy moet nie uitkom. Gaan weg. My vrou, wat daar agter die kantoor het kom. Maar ek weet ook, al is dit nie altyd vir my so lekker nie, ek weet die inputs wat ek sit, gaan ek resultate kry dat ek gesonder is as mens. Maar ek en jy moet obsessief raak oor ons inputs. Want Dawid was obsessief oor sy inputs. Want hy sê, hy gaan in die huis van die Here woon. Hy gaan in die publiek die Here aanbid. Hy was obsessief daaroor, want hy het geweet, as hy nie die regte inputs kry nie, gaan dit hom op ongelyke grond bring met die Here. En hy wil voor die Here op gelyke grond wees. Wat neem jy in? Want wat jy inneem, kom uit in jou aksies. Wat jy vandag inneem, kom uit in jou aksies môre. Wat jy doen vandag, gaan môre uitkom. Maak nie saak wat nie. Daar's 'n natuurwet daar ook. As ek eet, kom iets uit. Ek weet, dit is gross, maar dis die waarheid. Dit wat ek insit, gaan ergens uitkom. En dit gaan maklik uitkom of dit gaan moeilik uitkom. Maar die feit van die saak is, dit wat ek deur my oë insit, gaan ergens uitkom. Dit wat ek deur my ore insit, gaan ergens uitkom. Dis hoekom ek mense aanmoedig om weg te bly van goed wat negatief is. Ek het op my Facebook status of op my Facebook bladsy het ek begin al die negatiewe goeders delete. Ek is nou al vir 'n paar weke besig. Daar's video's wat deurkom wat ek nie wil sien nie. Daar's goed oor nuusgebeure in die wêreld wat ek nie wil sien nie. Daar's goed wat mense negativiteit, jy word so gebombardeer met negativiteit. En ek en jy moet obsessief begin raak oor dit. Wat sit jy in? Want dit gaan uitkom. Wat neem jy aan? Is die tweede vraag wat ek wil vra. Want dit wat jy aanneem, is waarin jy groei. En ek wil jou aanmoedig, doen iets nuuts. Doen iets nuuts wat jou laat groei. Omring jouself met vriende wat jou laat groei. Want dis wat Dawid gesê het. Hy sê, daar's mense om hom, ekskuus, wat negatief is, en wat hom negatief stem, maar hy het homself begin ring met mense, wat by dieselfde waardes as hy deel. Nou Craig Rochelle skryf in een van sy aanbiedinge aangebied, toe sê hy het vriende wat hom aanmoedig om hoër hoogtes te bereik. So praat hy in een van die goed wat ek die week luister, sê hy het begin jiu-jitsu doen, want hy wil gevaarlik wees op die grond, en hy het begin vlieg, want hy wil gevaarlik, hy wil 'n fighter pilot in die lug wees. En so besluit ek en Damien gaan begin jiu-jitsu doen. So ons is na iemand toe wat ek ken, wat Brazilian jiu-jitsu doen, en ons is, wanneer was dit, donderdag? Woensdag? En ons is toe Woensdag so, en ek wil nie nou al praat nie, want dis baie sleg om hieroor te praat. En so begin ons met jiu-jitsu for dummies. En ek het my kop gestamp, en ek was moeg na 5 minute, en my asem het gejaag, en ek wil nie weer teruggaan nie, want ek het regtig seer gehad die volgende dag. Maar toe herinner ek myself aan wax on, wax off. Remember, keep on breathing. Sien, maar ek wil jou aanmoedig om iets nuuts te begin, wat jy nie al van tevore gedoen het nie. Want dit bring nuwe energie.
Wat neem jy aan? Jy moet meer van die dinge doen wat goed is, minder van die dinge wat sleg is. Doen iets nuuts. Want dalk is daar net 'n nuwe uitkoms van iets nuuts wat jy insit. En ek weet is early days met die jiu-jitsu, ek mag dalk ophou, want dis baie, baie rof. Ek voel baie dom met daai ding. Maar ek en jy moet besig wees om goed te doen wat ons trek. Want Dawid hardloop weg vir 14 jaar vir Saul. En in daai tyd omring hy homself met die engel sal dit mooi sê, the scum of life. Met 300 mense wat gevaarlike mense is, wat mense doodmaak en nog smile daaroor. En nog die bloed aflek ook. Maar Dawid, terwyl hy besig is om hierdie goeders te doen, sê hy die heeltyd, hy sal voor die Here lyk bly staan. En dit maak nie saak of die wêreld mal is buite ons nie. Ek en jy hoef nie te soeg daarvoor nie. Ek en jy hoef nie te val daarvoor nie. Ek en jy kan in ons geregtigheid bly staan. Want ons moet gelyk staan voor God. En ons moet op 'n plek wees waar ons deur die genade en die liefde van die Here geregverdig staan, waar vrymoedigheid kom, waar vryheid kom. En ek en jy moet weet dat groei en gemak leef nie saam in dieselfde bakkie nie. Groei en gemak do not coexist. Hulle is nie gemaak, hulle is opposite pole. Hulle is nie gemaak om saam te leef nie. So ek en jy moet kies, gaan ons groei of gaan ons gemaklik wees? Groei beteken doen iets nuuts. Groei beteken staan op vir wat reg is in jou lewe. Ek wil jou vanoggend vra, hoe reageer jy onder druk? En as jy soos ek is, ek reageer so. Ek veg. Ek het eendag vir my vrou gesê, en julle het dalk al hierdie storie gehoor, ek het eendag vir my vrou gesê, as ek onder druk is, dan vries ek. Sy kyk my so en begin te lag. Maar jy weet nie daai lag wat sy jou soos kyk en dan, ha nie, dadelik. Soos jy weet, jy lieg nou eintlik net vir jouself. En sy begin vir my te lag, en sy sê, jy jok, jy veg. Hoe reageer jy onder druk? So ek moet leer om nie te veg nie, ek moet leer om kalm te raak, myself te strek om 'n ander reaksie te toon. Met wie omring jy jouself? Is jy nog growth-minded? En ek weet nie om dit mooi in die Afrikaans te sê nie, groei gefokus. Groei gesentreer. Is jy nog groei gesentreer in jou lewe? Tweede vraag, druk die mense om jou nog om te groei? En dit maak nie saak of hulle ouer of jonger of wie ook al is nie. My kinders druk my om te groei, want wraggies, een van hulle is al groter en amper sterker as ek. Amper, nee. Maar die feit van die saak is, ek is in hierdie, terwyl ek verlede week in die kar sit en ek lees hierdie Psalm, besef ek, Here, ek moet groei. Ek moet wax on, wax off. Just remember to keep on breathing. Want jy is in 'n ding en jy voel dalk partykeer, hierdie is nie waarvoor ek gekom het nie. Maar omdat ek nou hier is, moet ek besig wees om iets te leer in dit wat ek doen, daar waar ek is. Want dit gaan alles oor gelyke grond. Want Jesus het betaal, sodat ek en jy in vryheid kan staan. Sodat ons in verhouding kan staan met die Here. Sodat omstandighede en mense ons nie sal weghou nie. Ons kan nie omstandighede en mense delete nie. Ons kan hulle nie delete nie, hulle gaan altyd daar wees. Maar een ding vra ek vanoggend vir jou, hoe is jy gefokus? Waarop fokus jy? Fokus jy nog op die Here? Johannes 15 vers 4, het julle hom op die bord? Staan daar, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie.
As ek en jy nie soos 'n Dawid geplant is in die Here nie, gaan ons geen vrug dra nie. Ek plant nie 'n vrugteboom om net mooi blaartjies te sien nie. Ek plant 'n vrugteboom om ergens vrug te kry van hom af. Net so begeer ek vir jou en begeer die Here vir jou dat jy sal vrug dra in groei. In jou groei sal vrug dra. En dat jy sal weet dat jy lewe in balans voor die Here. Ek gaan afsluit waarmee ek begin het. Fokus eers om reg te leef voor die Here. En om in jou hart en jou gesindheid reg te wees voor hom, voor jy voor mense in die wêreld probeer reg wees. En dis waar ons fokus moet wees. Dis waarop die klem moet lê. Sal jy asseblief saam met my staan? Vader, dankie vir vanoggend. Dankie Vader dat ons vandag kan kom kies om U te kies. En as jy hierdie gebed saam met my wil doen, is jy welkom om net jou hande na die Here toe uit te steek. Sê Here, ek wil vanoggend kies om U te kies, heel eerste, sodat ek altyd in alle omstandighede, selfs as aanklagte en omstandighede om ons plaas vind, altyd op gelyke grond te staan voor U. Om altyd reg te staan voor U, al is ons nie altyd reg voor mense nie. Want Vader, dit gaan eerstens oor U en oor U heerlikheid en oor U genade en oor U liefde en oor die vrymoedigheid wat U vir ons gee as mense. Dankie vir die voorreg om in vrymoedigheid voor U te mag staan. Ons eer U, Vader. In Jesus naam. Amen en amen. Kyk vir die persoon langs jou en dan sê jy vir hom, wax on, wax off. Remember, keep on breathing. Het jy Gerrit hier vir jou vrou gesê? Okay, great. Seën vir julle, mag julle 'n goeie dag hê. As jy gebed nodig het, is jy welkom om vorentoe te kom. Ek wil baie graag saam met jou bid. Sou jy siek wees, sou jy deur omstandighede gaan wat nie vir jou lekker is nie. Daar's nog koffie en tee daar agter, jy is meer as welkom. En onthou, nooi mense kerk toe wat die Here nodig het, want daar's baie mense hier buite wat die Here nodig het. Seën vir julle vir die dag.